weg en stoei met die partye betrokke en ons het nou al nommers en verwysings gekry. Dwayne was hier so van vroeg gister tot laatmiddag en hard gesoeg en gesweet. Maar ons is nie vanoggend besig om lewendig uit maar as jy dit dalk op YouTube kyk later in die week, vir ons verskoning vir die feit dat dit nie lewendig uitgesaai is vanoggend. Ons is besig, ons het laasweek gesels en ons het spesifiek gepraat oor hier is ek, Here, gebruik my. En daar is in my hart geen twyfel, dat die Here besig is om mense in ons gemeente, verskillende bedieninge in die Afrikaans en die Engelse gedeelte, grond voor te berei, vir iets wat hy in hulle lewe wil belê. Daar is by my hart geen twyfel, dat die Here iets baie doelbewus in gedagte het, vir elkeen van ons. En mag jy dit ook vanoggend beleef. Die feit dat jy, in die plek waar jy is, waar jou lewe homself op hierdie oomblik bevind, dat jy 'n verskil maak en 'n impak maak. Want soms voel dit of ons die Here dien en of ons dinge doen, maar of ons verhouding met die Here eintlik geen verskil maak en geen impak maak. Ja, kom ons hierdie ding nou net kry om saam te werk, so dit ook help. Sien, dis nie die nadeel van 'n elektroniese Bybel, dat hy vanoggend nie wil oopmaak om een of ander duistere rede. Maar goed. Paulus praat met die gemeente in Thessalonika. En hy sê vir hulle, en hy skryf hulle 'n brief, en jy kan net sy hart hierdie stukkie bekommernis hoor. Of hy regtig besig is om 'n verskil te maak. Of sy bediening daar regtig besig is om 'n impak te maak. En hy skryf hulle hierdie brief en hy sê, en jy kan amper hoor, is dit wat ek mee besig is, dit wat ek my lewe voor gee. Hierdie ding waarna ek my hart en my gees uitstort, maak dit regtig saak. Tog, in retrospeksie, wanneer Lukas later in die skrywer van Handelinge skryf oor hierdie gebeurtenis in Thessalonisense, dan kom jy agter dat hy 3 verskillende Sondae het hy gepreek in Thessalonisense en dit het 'n groot impak gemaak. Dit was 'n groot sukses. So baie mense het tot geloof in Jesus gekom en soveel mense het se lewens is aangeraak dat die stad naderhand, dat die leierskap van die stad naderhand in opstand gekom het teen hierdie beweging en Paulus moes letterlik uit Thessalonisense uitgesmokkel word vir sy eie veiligheid, om net veilig te kan wees. En toe begin Paulus homself hierdie vraag vra, maak dit wat ek gedoen het regtig saak? Voel jy ook baie keer so? Maak my verhouding met die Here regtig 'n verskil? Maak ek regtig 'n verskil? Gaan dit wat ek doen vir die Here enigstens blywend wees? Miskien wonder jy of jou gebede, die feit dat jy dalk saam met ons in hierdie vas is, of jy in 'n geestelike plek in jou lewe is, of dit regtig 'n verskil maak? Gaan dit hou? Maak jou gebed saak. Maak dit saak dat jy betrokke is by die kerk en deel uitmaak van 'n gemeente. Maak dit regtig 'n verskil, of is dit eintlik maar net iets wat gedoen moet word? Maak dit wat ons doen eintlik enigstens saak. En dan skryf Paulus 'n brief hierso in Thessalonisense en ek wil dit graag vir julle lees. Thessalonisense 1. Eintlik vanaf vers 7 af, skryf hy sê ek stuur vir Timoteus, want ek weet nie wat daar aangaan nie, hulle het my uitgesmokkel, ek kon nie weer by julle uitkom nie, ek is nie welkom in die stad nie, en dan sê hy, daarom broers het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Hy sê, omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons nou behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons het voor hom oor julle het. En hy skryf in die begin van die hoofstuk beskryf en hy sê, ek het vir Timoteus gestuur om te gaan kyk of was dit die moeite werd. En Timoteus het teruggekom met hierdie boodskap dat hierdie groep mense staan vas. Hierdie groep mense,
in die middel van moeilikheid en swaar kry, kan ek vas staan, omdat ek sien dat die geloofswerk, die saad wat ek in die grond gesit het, dit maak 'n verskil. Paulus sê, hy sê, because of you, as gevolg van julle, omdat julle, en ek is mal daaroor, dat as gevolg van jou, as gevolg van die feit dat jy aan die Here vashou, maak dit 'n verskil in die wêreld waarin jy leef. Paulus stap uit en hierdie onsekerheid en dis 'n swaar kry tyd vir Paulus. Hy skryf eintlik vir hierdie gemeente, hy skryf eintlik dat dit 'n moeilike tyd is. Nou wil die rekenaar ook nie saamwerk. Ons is nou tegnologiese oggend vir oggend. Hy skryf hulle, hy sê dit is 'n moeilike tyd vir ons. Ons kry swaar, ons word vervolg. Ek is in die moeilikheid, dit voel vir my ek is die hele tyd onder druk. Maar hy sê as gevolg van julle skep ons moed. As gevolg van die feit dat julle in liefde optree, skep ons moed. Jy het geen idee hoe dit wat jy op 'n manier vir die Here doen, die gebed wat jy bid, die liefde wat jy gee, die vriendelikheid, die betrokkenheid, die deelname, hoe dit wat jy op jou manier gee, hoe jy teenoor jou vrou, jou man, toe jy teenoor in daai verhouding optree, hoe jy teenoor jou kinders optree, het jy 'n idee hoe God as gevolg van jou 'n verskil aan ander mense se lewens maak. As gevolg van die feit dat jy sê, Here, maar ek wil vashou aan U. Ek wil nog steeds gee. En ons gaan nou uitkom by 4 dinge wat ons raak lees in hierdie goed, wat vir Paulus laat moed skep het. Dit is so maklik om te dink, as ek net meer van dit of dat gehad het. Meer moed, of meer kennis, of meer geloof, of meer invloed, of meer gawes, sou my lewe heeltemal anders gewees het. As ek meer talent gehad het, meer geweet het om te bid, meer geestelik was, of meer dit, of meer soos daai persoon was, of my lewe net so bietjie nie, ek nie met hierdie goed gesukkel het nie. As ek nie met hierdie goed swaar gekry het nie, Here, as ek net anders was, sou alles reg gewees het. Maar die feit van die saak is, jy is wie jy is, en jy is wie jy moet wees, en God wil hê jy moet wees soos wat jy is. En in hierdie menswees van jou, is God se enigste vraag is, soek na my, vind my in hierdie proses, sodat ek my nie net vir jou en in jou kan openbaar nie, maar op die ou end, is die wonder daarvan dat God homself deur ons aan 'n wêreld, aan mense openbaar. Ten spyte van ons gebrokenheid. As gebrokenheid enigeen van ons gediskwalifiseer het, om 'n verskil vir die Here te maak, was nie een van ons vandag. As gebrokenheid enigsins ons gediskwalifiseer het. En die almal van ons kyk rond en ons sien mense om ons wat beter toegerus is en dalk beter het om te gee. En dan kyk ons so 'n bietjie na onsself en ons wonder, wat het ek om te gee? Maar dit was nooit die vraag wat die Here gevra het. Die Here vra eintlik net dat ons sal gee, dat ons sal glo dat dit wat ek het reeds die moeite werd is om te gee. En dis 'n belangrike geloofsbeginsel. Dat jy sal glo dat dit wat jy reeds het, die moeite werd is om vir hom te gee, sodat hy dit kan gebruik. Want wanneer ons hierdie gedagtes dink, dat dit wat ek het is nie die moeite werd nie, dit het nie waarde nie, dit het nie betekenis nie, ek bid nie genoeg nie, ek is nie geestelik genoeg nie, ek weet nie genoeg nie, ek is nie genoeg nie, wanneer ek daai is nie genoeg, het nie genoeg, kan nie genoeg gedagtes dink, dan is ons eintlik besig om te sê, Here, ek moet alles tafel toe bring, dit gaan nie eintlik oor U nie, dit gaan oor my. Maar dis juist hier waar Paulus hierdie uitspraak maak, hy sê, wanneer ek swak is, dan is hy sterk. Wanneer ek besef dat dit wat ek gee is nie genoeg nie, dan is dit juist die tyd wat ek moet sê, Here, ek gee nog steeds wat ek het. So wat Paulus soveel moed gegee het vir hierdie gemeente, was nie die feit dat hulle topmusikante gehad het. Dat hulle beligting reg was en dat hy die beste kwaliteit of talente waaroor mense beskik het daar gevind het. Hy skryf nie vir hulle, hy sê nie vir hulle, ek is so dankbaar dat julle die beste musiek, die beste leierskap, die beste multimedia, die beste dit en die beste dat gehad het nie. Wat Paulus vir hulle sê is, wat my moed gee, wat my opgewonde maak oor julle, is die eerste plek vers 7, omdat julle nog glo.
Dit is wat my opgewonde maak. Nie dat alles by julle kerk perfek is. En net soos julle, kan ek in 'n klomp goed dink wat ons wil verander en vernuwe en ons wil graag dinge wil perfek hê en verseker is ons gemeente ook nie perfek nie, maar mag dit dalk net 'n teken vir mense wees dat in hierdie gemeente glo ons nog dat God red, dat God genees, God spreek nog vry, God herstel nog, God maak mense nog heel. Ons glo nog in die Here. Wat Paulus opgewonde maak in vers 8 is dat hulle nie net maar hulle vas staan in die Here. Dat hulle vas staan. Hulle in die middel van uitdagings en moeilikheid en verdrukking. Onthou, nadat Paulus uit daai stad gesmokkel is hierdie groep mense nie, was hulle nie gewild nie. Daar was geweldig druk op die kerk, veral in Thessalonika. Want dit was 'n stadsroete, dit was 'n haweroete waardeur baie van die handel van daai tyd het deur Thessalonisense gegaan. Vanaf Griekeland na die res van die wêreld en vanaf die res van die wêreld na die Midde-Ooste en die Middellandse See omgewing. Daai deel was kardinaal belangrik as 'n handelsroete en soveel mense se lewens is bereik en impak gemaak omdat die kerk in Thessalonisense bly staan het in die Here en nie onder die druk geswoeg het nie. Was nie COVID nie, maar hulle was nie welkom om kerk van die Here te wees nie. Hulle boodskap was nie verwelkom nie, maar het vasgestaan. En dan bid Paulus. Hy sê omdat ek hierdie goed sien, bid ek vir julle twee goed. Hy sê in vers 12 lees ons, hy sê mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak. So in laasweek, nie die week verby is, die week voor het ons so 'n klompie mense by mekaar gekom en gepraat oor wat het ons gemeente en wat's belangrik in ons gemeente, wat dink julle is 'n kenmerk waarop ons moet bou en een van die goed wat uitgekom het was die familiegevoel. Om aan mekaar te behoort, of mekaar lief te wees. En toe ek hierdie gebed van Paulus raak lees, so dink ek weer aan dit. Mag die Here ons help om in liefde vir mekaar en vir ander mense te groei. En die tweede ding wat hy vir hulle bid is dit. Hy sê mag julle innerlik sterk. Mag die Here julle innerlik en julle binnekant sterk maak. So, mag die Here julle innerlik sterk. Ek moet so vinnig kyk na hierdie 4 goed. Hierdie 4 verse is eintlik so baie oor mens wees, oor ons mens wees. Dit wat ons nodig het om die lewe en sy uitdagings die hoof te bied, om vas te staan in die middel van storms en te groei, sodat ons geestelike mense kan ontwikkel en ons merke maak vir Jesus Christus. 'n merk kan maak vir die saak van Jesus Christus. En is dit nie eintlik al wat ons nodig het nie? Om uit te vind wie ons is in Christus, om deel te word van sy goeie nuus en ons lewens vir hom te leef. Is dit nie eintlik al wat in hierdie lewe saak maak? Hoe ons ouers is, hoe ons werknemers is, hoe ons familie is, hoe ons vriende is, alles gekenmerk aan hierdie saak, dat ek is deel van die saak van Christus, ek leef vir sy goeie nuus en ek gee my lewe oor vir hom. En alles wat ek doen, is dit my kenmerk. Om vas te staan in ons geloof, om te groei in ons verhouding met die Here, sodat ons sy liefde met soveel mense moontlik kan deel. Dit is hoekom jy bestaan. Dis die kern van jou mens wees. Dit is as gevolg van jou en my, dat die Here mense in jou binnekring kan bereik. Dit is mense wat geen ander sins die lig sal sien, wat nooit die sout sal proe nie, as jy dit nie bring nie. Dit is gevolg van jou dat mense wonder oor hom, vra oor hom, en dalk weet jy dit nie eers nie, het jy die saad geplant. Ek hoor nou die getuienis van iemand wat regtig in oortuiging die Here dien en 'n verskil maak, en hy vertel van sy storie, dat hy vir 'n lang tyd nie geglo het nie. En hy sê in hulle kantoor was hier 'n dametjie, sy was baie stil, altyd vriendelik, maar baie gou het hulle agtergekom dat sy glo in die Here. En hy sê op daai stadium was ek 'n redelike uitgesproke ateïs. Hy sê ek het haar lewe vir haar moeilik gemaak. Toe ek uitvind sy glo in die Here, het ek haar lewe vir haar moeilik gemaak. Hy sê sy het altyd met my vriendelik gebrei, hier en daar het sy my net vertel vir die verskil wat die Here in haar lewe maak, en hy sê ek het haar in haar gesig uitgelag. Hy sê ek het haar so 'n bietjie bespot.
Hy sê kort voor lank is ek verplaas na 'n hoër posisie, 'n ander afdeling in ons besigheid. En ek het die leer verder begin klim. En na dit is ek verplaas na nog 'n hoër posisie en ek het in 'n wonderlike salaris en alles het wonderlik gegaan. My droomlewe is besig om plaas te vind. Hy sê toe ewe skielik. Toe word die CEO en die finansiële bestuurder van ons besigheid skuldig bevind aan bedrog en die hele besigheid val in stort en duie. Hy sê een dag het ek alles en die volgende dag word al ons rekeninge gevries. Ons almal is onder ondersoek en hy sê ek sit met niks. Hy sê ek stap af in die straat en ek sien 'n vroukie by 'n koffiewinkel sit en ek kyk in hierdie koffiewinkel in en wie is dit? Dis daai dametjie vir wie ek so bespot het. Hy sê ek is te skaam, ek kyk weg en ek stap net daar verby, maar iets in my hart sê vir my, hierdie is nie toevallig. Hy sê daai Sondag toe klim ek in my kar en ek soek 'n kerk. En in daai kerk vind ek die Here. En die Here swaai my lewe om. En nou werk hy voltyds vir die koninkryk. Daai vroutjie, hy sê hy is so spyt, hy het haar nooit weer gesien nie. Want hy wil net vir haar sê dat jy het nie idee hoe jou liefde en jou vriendekheid en die feit dat jy kind van die Here is in jou kantoor, jy het nie idee wat sy impak dit in my lewe later gemaak het. Hy sê as dit nie vir jou was nie, so hy so graag vir haar wou sê, het ek nooit die Here geken en leer ken en in verhouding met hom gestaan. En nou dink ek uit haar perspektief uit, wat het sy gedink? Ag Here, maak ek 'n verskil. Vandag is hy een van die medeleiers van 'n paar duisend lidmaat gemeente in die middellande van die VSA. So, wat ek vir jou wil sê is, as gevolg van jou vashou aan die Here. En ek wil net vinnig na hierdie 4 verse kyk vanoggend. As aanmoediging, en as bemoediging vir jou jaar, wat besig is om spoed op te tel en rigting te stuur. Want as ons oë uitfees, ons al klaar weer by Kersfees. Dan begin hulle weer daai klokkies hang en die sterretjies en speel hulle die musiek. Januarie is al meer as 2/3 verby. 3/4. Jaar het spoed opgetel. Hulle sê ons het nog 'n week om vir iemand wat jy nog nie gesien het nie 'n goeie nuwe jaar toe te wens, dan moet jy ophou, hoor. Noem dit net vir jou. As daar iemand is wat jy raakloop en jy wil nog vir hom 'n voorspoed toewens, doen dit vinnig. Jy het nog 'n week, dan mag jy nie meer nie. Dan is dit geseënde Kersfees of Paasfees of wat ook al die volgende fees is wat kom. Ek wil 4 vrae vra. En die eerste vraag wat ek vra na aanleiding van wat Paulus hier skryf. Hy vra, ek wil vir jou vra, hoe gaan dit met jou geloof? Hoe gaan dit met jou geloof? Hierdie uitdagings van die afgelope paar jaar en die frustrasie van menswees jou laat wonder of jou geloof nog nie te werd is. Wat by jou werk aangaan en jou finansies aangaan en jou wêreld aangaan. Het jy jou geloof so bietjie op die agtergrond geskuif? Iets wat jy nog het, maar eintlik nie tyd en energie het om aan te bou en aan gee nie. Die Engelse praat van, did you put it on the back burner? Dis nog daar iewers, maar dis ver daar een kant. Jy jou geloof op die back burner gesit. Iets wat jy weet iewers in jou lewe sal moet aandag gee, maar jy het nie nou, voel nie nou daarvoor nie. Voel nie vir jou, dit gee vir jou die dividende op jou belegging. Vul jou geloof jou dalk op die oomblik met skuldgevoel. Voel dit vir jou, maar Here, ek is jammer, maar ek kom nie uit by die goed wat ek by hy moet uitkom nie. Is jy nog besig om allerhande planne te maak om jou lewe te maak werk, omdat jy nie uitkoms en antwoorde vind nie, omdat jy nie weet hoe jy die einde van hierdie maand dinge gaan deursien nie, hoe dinge by die werk wil nie vlot nie, jy bots met verhoudings daar, dinge is net nie in plek nie, en dit voel net vir jou of alles skeef en uitmekaar uitgetrek is jou hart op hierdie oomblik gevul met twyfel en vrees vir die toekoms, weet jy nie waar en hoe jy uitkoms gaan vind nie, en jy probeer naastiglik planne maak, oplossings vind, idees dink, jy's op 'n plek waar jy eintlik voel of jy dalk in 'n dood op straat is. Ek wil vanoggend vir jou eintlik in my hart vir jou gebid. Ek wil vir jou sê, Here, herstel ons geloof. Mag die Here jou geloof jou vervang met jou en jou twyfel vervang met 'n stuk sekerheid dat God sal nie sy rug op jou draai nie. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Here, help ons om die leiersels van ons lewe weer volkome in die hande te sit. Hoe gaan dit met jou geloof?
Wil jy vanoggend weer dalk sê, Here, my geloof is op hierdie stadium dalk nie die ding wat my dra nie, en ek wil net weer vanoggend die leiersels in die hande sit. Ek sien dit nie, ek voel dit nie, ek kan dit nie, die prentjie in my kop vorm nie, ek weet nie, maar Here, hier is ek. Ek wil vir jy sê, ek glo nie. Ek weet, dit is sommer so in die half in die middel van die preek, maar net daar waar jy is, miskien is jy net vanoggend in jou gees net dalk vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek glo. Ek voel dit nie, baie keer sukkel ek, maar ek wil vanoggend sê, ek glo in U. Mag, hoe gaan dit met jou geloof? En saam met dit, die tweede vraag wat Paulus opgewonde gemaak het oor hierdie gemeente, wil ek jou vra, staan jy nog vas? Jy al so 'n bietjie moed opgegee met die Here? Of die lewe met al sy versoekings en uitdagings jou so 'n bietjie op 'n dwaalspoor gelei? Hoe lyk jou vriendskappe? Die mense met wie jy die meeste tyd spandeer? Bring dit jou nader in die Here? Of is dit juist die ding wat besig is om in jou lewe veroorsaak dat jou geestelike lewe nie meer noodwendig gesond is nie? Dat die verhoudinge nie meer die beste is vir jou geestelike ontwikkeling? En jy sien hoe jou gewoontes kyk vanoggend. Lei hierdie gewoontes wat jy het, lei dit tot geestelike groei, of voel jy baie keer so 'n bietjie skuldig oor die dinge waarmee jy jou meeste van die tyd besig? Ek het dit al baie gesê en ek gaan dit nog baie sê. Die Here werk nie met skuldgevoel nie, hy werk met aanmoediging. Skuldgevoel, wanneer jy onder 'n skuldlas lê, dan kom dit nie van die Here af nie. God moedig jou aan, maar hy pak nie skuld op jou skouers nie. Staan jy sterk en hou jy nog vas in die Here? Staan jy nog vas? Terwyl die wêreld om ons al hoe meer skepties is. So skepties oor geloof en ons verhouding met die Here. Vra en so krities is. En dalk vir ons lag en wonder. Staan jy nog vas? Staan jy nog vas onder die druk? Vriende en familie, mense wat dit bevraagteken en jou laat wonder. Staan jy nog vas? Want as jy vas staan geanker, gebou op die rots, sal die storms kom. Wind sal waai, die druk sal kom. Maar as jy vashou in die Here, sal hy jou sterk laat staan. Die derde vraag is, word jou lewe deur liefde gedryf? En as kerk van die Here, is dit so 'n belangrike vraag. Want as ons eerlik is, was die mensdom in die wêreld waar ons leef nog nooit meer selfgefokus as nou. Die lewe gaan oor my gesin, my voorspoed, my welstand, my gerief en my voordeel. En dis wat bemarking doen. Die hele wêreld bemark die lewe om te sê, doen goed, kry goed, maak goed, leef die lewe sodat jy daardeur bevoordeel kan word. As iets nie my onmiddellike behoeftes dien nie, dan sal ek nie tyd en energie daaraan spandeer nie, want ek wil dividende kry, onmiddellike dividende kry. En as Paulus hier praat van liefde vir mekaar, dan bedoel hy eerste plek, hy sê liefde vir mekaar, hy sê ek bid dat julle, ek sien dat julle liefde vir mekaar het, en ek bid dat julle liefde vir mekaar sal toeneem, en hy mekaar is ons, dis die kerk, want hy onderskei tussen twee groepe, hy sê ek bid eerste plek dat julle liefde vir mekaar sal, dat ons mekaar sal lief hê, dat jy liefde sal vind in die kerk, vir mekaar, dat jy vir die mense wat saam met jou die Here dien, sal liefde gee. Dat jy 'n bril van liefde sal op hê. Hy bid dat die Here hierdie gemeente sal lief maak vir mekaar, omdat hulle saam in die voorste linies veg. Hoor gou mooi. Dat die Here hulle lief sal maak vir mekaar. Hoekom? Want wanneer ons saam in die voorste linies veg, wanneer ons saam in die stryd is, wanneer ons saam in die oorlog, dan bind 'n band ons. Dan bind 'n band ons. En ek het hierdie ding agtergekom. Die kerk groei in liefde vir mekaar as ons saam in die geveg is. Hoor gou hier. Die kerk groei in liefde vir mekaar wanneer ons saam in die geveg is vir die koninkryk van die Here. Maar wanneer ons elkeen individueel vir ons eie saak veg en vir ons eie behoud veg en vir ons eie wêreldjie veg, dan leef ons so geïsoleerd en so ver van mekaar. Dan groei ons nie in liefde vir mekaar.
As ons saam besig is om oorlog te maak teen die planne van die vyand, saam veg, saam beklei vir die koninkryk van God, dan groei die liefde, want dan sien ek iemand wat saam met my huil, wat saam met my lag, wat vir my issues, my kwessies ook bid, en wat saam met my besig is om die koninkryk van die Here te bou, iemand wat besig is om saam met my in die voorste linies te veg, dit veroorsaak liefde. 'n Kerk wat saam veg, is 'n kerk wat mekaar liefhet. Want as ons liefde vir mekaar, liefde vir die liggaam van Christus verloor ons die hart van liefde. Dis die eerste plek, broeders, moet julle mekaar lief hê, skryf Johannes. En dan praat Paulus ook liefde vir ander mense, vir alle mense. Hy sê, julle moet mekaar lief hê, julle moet saam veg, julle moet 'n samelinie vorm, maar daar moet liefde wees, want julle is die ligdraers. En as julle nie passievol is oor ander mense, en daaroor het ons al Sondag, hele Sondag gepraat. As jy nie passievol is vir hulle wat stikkend is nie, as jy nie wil sien dat hulle wat gebroken is heel word nie, as jy nie wil sien dat hulle wat verlore is gered word nie, as jy nie wil sien dat hulle wat liefde nodig het, liefde ontvang nie, dat hulle wat Christus se vryspraak nodig het, ewige lewe nodig het, as jy nie dit wil sien nie, dan kyk jy nie deur die bril van Jesus nie. Ons moet na mense kyk en ons moet sien wat Jesus sien. Ek wil jou redding sien, ek wil jou vryspraak sien, ek wil jou gebrokenheid heel sien word, ek wil jou stikkende lewe herstel sien, want ek sien hoe lief die Here jou het. Paulus sê, ek bid dat julle liefde vir mekaar en liefde vir ander mense sal hê. En die laaste plek, laaste vraag is, hoe sterk voel jy in die binnekant? Voel dit jou asof jy nie sterk genoeg is nie? Hy sê, ek bid dat julle innerlik sterk sal wees. Asof jy die lewe leef, voel dit vir jou op hierdie oomblik asof jy nie die lewe leef wat jy graag wil leef. Ek weet. Ek wil volgende vir jou sê, you've got this. Regtig nie gees wat ek my hart voel om te sê, ek weet dis, you've got this. Die Here het vir jou alles gegee wat jy nodig het om hierdie lewe te lewe en hierdie lewe in oorwinning te leef. Hoor wat ek wil dit weer sê. Die Here het vir jou alles reeds gegee wat jy nodig het om hierdie lewe te lewe en hierdie lewe in oorwinning te lewe. Dankie, hier's 'n paar amens. Dat dit glo. En saam met Paulus wil ek hierdie bid. Mag die Here jou innerlik sterk maak, sodat jy weet dat jy alles het wat jy nodig het in om oorwinning te lewe. Mag die Here jou binnekant sterk maak. Ek wil afsluit en net weer die 4 vrae vra. Die einde van my boodskap. Hoe gaan dit met jou geloof? Roep die Here jou dalk volgende bietjie terug. Hoe gaan dit met jou geloof? Staan jy nog vas? Staan jy nog sterk? Staan jy nog vas? Word jou lewe nog deur liefde gedryf? En hoe sterk voel jy aan die binnekant? Voel dit vir jou op die oomblik of nie sterk nie? Wil ek jou sê, you've got this. Jy het alles wat jy nodig het. As gevolg van jou en God sy koninkryk vestig en uitbrei en versprei tussen die mense wat jou lewe raak sien. Mag jy volgende net dit sê, as gevolg van my. Ek is nie te min nie, ek het nie te min nie, ek weet nie te min nie, ek het nie te min gawes nie. Ek het alles wat ek nodig het om my merk te maak, my staanplek in te neem en 'n verskil te maak vir Jesus Christus in my wêreld en in my geliefde se wêreld. Ek het alles wat ek nodig het. En mag ons begin getuienisse hoor van mense wat opstaan en sê, weet jy wat, ek het net dit gedoen of net dit en die Here het dit gedoen. En die Here het hierdie verskil gemaak. Die Here hierdie persone begin bereik en mense het my begin vra en die feit dat jy dalk nie die een is wat daai persoon tot bekering lei nie, beteken nie dat die Here nie jou saad gebruik om uiteindelik sy werk te doen nie. Hou aan saad saai, want jy weet nie wanneer jou saad gaan vrug dra nie. Kom ons sit net so. Nee, die musiekspan gaan na vore kom en ons het sommer voor die diens 'n lied geoefen wat ons eintlik volgende Sondag die gemeente wil leer, maar ons het so in ons harte gevoel dat die Here lei ons vanoggend
om sommer met die opneem van ons offers en 10des en bydraes die lied ook met julle te deel. Vader, ek bid vanoggend vir manne en vroue in hierdie kerk wat volgende hier sit en eie lewens kyk en wonder, Here, maak dit eintlik 'n verskil, maak ek saak, maak my lewe enigstens saak. Ek bid in die naam van Jesus Christus, dat U deur die Gees net vir mense sal bevestig, dat jou lewe maak soveel saak. As gevolg van jou kan God mense bereik wat hy deur niemand anders kan bereik. As gevolg van jou kan die Here in jou gesin 'n verskil maak, soos dat hy deur niemand anders sou kon nie. In jou verhoudings, in jou eie hart, in jou eie lewe, as gevolg van jou en hoe God jou binne sy koninkryk, binne sy liggaam wil gebruik. Niemand anders kan jou rol vertolk nie, niemand anders kan jou stem wees nie, niemand anders kan jou voetspoor trap nie, niemand anders het jou duim afdruk nie. As gevolg van jou lewe kan die Here dinge doen wat hy deur niemand anders kan doen. En mag jy dit volgende hoor en glo en weet en sien in die naam van Jesus Christus. Amen.